Dit is vir my so lekker om vandag weer saam met jou te wees en saam met jou te kuier rondom die Bybel en die boodskap van die evangelie. Ek hoop jy is goed daar waar jy is en jy is op 'n goeie plek, soos wat jy hierdie diens saam met ons kyk. As jy hierdie Sondagoggend saam met my kyk of saam met my kuier, dan is ek 10 teen 1 nou iewers diep in die Augus besig om te ry. Ja, ek ry op hierdie preek neem ons op donderdag op en dan slaan ons dit op Sondag uit. So Sondagoggend, en dis waar jy nou lewendig kyk, is ek in die Kaap besig om August te ry en so ja, daar waar jy is, bid sommer net vir my. Ek gaan dit nodig hê op daai stadium. Ek wil graag goed klaarmaak en dis 'n groot ding vir my persoonlik. So dankie daarvoor. Ek wil begin met nog 'n fiets storie. So 'n paar jaar terug het ek vir my net 'n nuwe fiets gekoop en ek is so opgewonde oor hierdie fiets. Omdat ek 2 meter lank is, het ek gesukkel om die regte fiets te kry. Jy kan nie glo nie, en fietsse is so duur en ek het oral gesoek. Oral waar ek 'n fiets kon probeer opspoor wat groot genoeg is wat ek op kan ry, kon ek net nie kry nie en eventually het ek genoeg geldjies gespaar en my vorige fiets het so 'n bietjie probleme gegee en so ek kry hierdie nuwe fiets, ek koop hom en dit is die mooiste ding, ek is so trots op hom, so pik swart, matte black, groot genoeg, presies wat ek wou gehad het en ek skryf in vir 'n fiets resies. Dit was so in Julie maand gewees van daai jaar. En dis die eerste reis wat ek ry met hom. Dis 'n gravel fiets, so dis iets tussen 'n padfiets en 'n bergfiets en so hierdie is 'n gravel reis ook. Daar's nie baie van hierdie reise in Suid-Afrika nie. En so ek is so opgewonde en ek in 'n pel ry en ons trek weg en ja, ek is fiks. Ek is sterk, ek trek omtrent na voor almal uit en ek is so opgewonde en die fiets ry so lekker en die ratte werk goed en hy's lekker lig en dit is 'n hemelse storie. Net daai wonderlike moment en hier so in die halfte van die fietsreis, hier tref ons so 'n klipperige pad, nie te erg nie. En ek kom om 'n draai en daar so 'n groot klip wat so aan die kante uitsteek en my agterwiel tref hom. En die hele agterste band disintegreer. Dit is net, ja, onmiddellik pap uit so 'n groot skeer aan die kant. Jy kan dit nie regmaak nie. En daar is ek tussen die boendoes en al hierdie lekker fietsry. Hier kom almal wat ek verbygevat het, kom so verby my gery. "Are you okay?" "No, well, sorry." Gaan hulle aan. En so wat nou moet gebeur is, ek sê vir my vriend, hoor, jy moet nou maar aanry, ek gaan nou moet wag vir die sweeper, die ou wat agterna ry. En ek wag seker omtrent 'n uur vir hom daarso. Ja, hy is daar, hy sê, "Sorry, wel, jy moet nou, laai my fiets, so 'n bakkie, hy laai my fiets agter op die bakkie, en ek klim saam met hom in die bakkie, en nou ry ons, en ek sê vir hom, "Okay, are you going to take me to the finish line?" Hy sê, "Nou, jy gaan nou hier sit, broer. Ek is die sweeper, so ons moet agter die heel agterste persoon moet ons ry tot hierdie fietsryer klaar is en dan kan jy uitklim en jou ding doen." Nou moet jy verstaan, ek is vol adrenalien. Ek wil hierdie reis klaar maak en nou is die fiets gebreek, so ek wil net by die huis uitkom. Ek is so negatief. En nou sit die Here my in 'n situasie waar ek saam met 'n man in 'n bakkie 10 teen 1 nog 3,5 ure gaan moet sit en stadig agter die laaste fietsryer ry. En nou soos die Here se humorsin is dit 'n tannie. Maar om dit nou mooi te stel, dis 'n redelike tannie. Magtig. En daai fietsie lyk soos een van hierdie kinderfietsies wat sy opry. Dit is 'n komiese storie. So ons ry nou agter hierdie tannie aan. En sy trap net so stadig. Luister hierso. Ek was in my hele lewe nog nooit so frustreerd gewees nie. Ek is kwaad. Die ou sien sommer, ek is bewe, so kwaad as ek.
Na seker so 45 minute wat ek nou 'n bietjie half kalmeer het, begin hy 'n bietjie met my klein praatjies praat. En ek kom agter, hierdie is 'n Zulu man, wat glo in sy ancestors, en die Heilige Gees begelei my om hom te vertel van Jesus Christus. Jy sien, die Here het geweet, ek gaan daai dag in daai bakkie sit, saam met hierdie man, met genoeg tyd, om hom die evangelie van Jesus te vertel. Nou op daai stadium wil ek nie. Op daai stadium, Here, ek was nie nou lus, die evangelie is nie nou in my kop nie, ek wil net hierdie reis klaar gemaak het, maar hier sit ek nou. Nou begin ek so half mik om hierdie gesprek aan die gang te kry. Dit was seker die swakste deel van die evangelie wat ek al ooit gedoen het. Onthou, ek was al op baie verhoë, ek het al baie kerke gepreek, ek het al voor duisende mense gepreek, maar op daai oomblik prewel ek 'n evangelie aan hom. En weet jy wat gebeur? Die Heilige Gees raak hom aan. En hy begin vra oor Jesus. En hy's geïnteresseerd oor hierdie Jesus wat ek hom van vertel. En dis wat ek vandag wil by uitkom. Die titel van hierdie preek is Gaan vertel. Nou het ek die voorreg om in hierdie bakkie te vertel van die evangelie van Jesus Christus. Nou, ek weet nie of hy daardie dag tot geloof gekom het nie, maar ek het gesien die Heilige Gees het 'n groot deur in sy hart oopgemaak vir die waarheid van die evangelie. En dit was 'n groot voorreg om dit met hom te deel. Maar ek en jy is besig in die brief van Handelinge. In Handelinge 10 spesifiek. Ons het laasweek het ons by Simplicity het ons Handelinge 8 en 9 deurgewerk rondom Paulus se lewe, dat hy tot redding gekom het en as gevolg van dit het ons 'n ripple effek van sy bediening beleef tot vandag toe is ons by mekaar as gevolg van sy bediening. Die kerk wat opgerig is, die 13 van die Nuwe Testament boeke is geskryf deur sy pen en dis 'n wonderlike tyd wat ons gehad het, wat ons ontdek het wie Paulus is en 'n waardering vir wat daar gebeur het. Wat 'n wonderlike diens waar mense aangeraak is, waar hulle gered geraak het, waar hulle gesond geraak is, waar mense gestuur is. En so vandag is ons in Handelinge 10. En ek wil so vinnig konteks gee wat hierso gebeur. Handelinge 10 gaan die outeur van die brief, Lukas, en hy haal sy fokus vir 'n oomblik van Paulus af en hy plaas dit weer terug op Petrus. En ons ontdek 'n storie, as jy dit gaan lees van die begin af, van 'n persoon met die naam Cornelius, wat 'n Romeinse offisier was, en hy het gehoor van Jesus Christus, en hy het die Here begin dien, en eendag terwyl hy besig is, daag 'n engel by hom op, en sê, hoorie, daar's 'n man in Joppe met die naam Petrus, en jy moet mense stuur om hom te gaan haal, hy het nodig om by jou aan huis te kom wees, en hulle stuur, hy maak onmiddellik 'n plan, en hy stuur van sy diensknegte om vir Petrus te gaan haal. 'n wonderlike wonderwerk moment, waar 'n engel fisies aan iemand verskyn, wat nie 'n Jood is nie. En die volgende dag gaan hulle na hierdie dorp Joppe toe en Petrus terwyl hy daar is, kry hierdie visioen van onrein diere wat geëet mag word en ek wil volgende week oor hierdie visioen gesels want dit is so belangrik in die kern van ons geloof wat die Here hierso sê, maar die Here sê 'n mooi ding, hy sê Petrus, dit wat ek as rein nou verklaar het, kan niemand onrein verklaar nie. En ek wil volgende week, wanneer ons weer mekaar is, spesifiek op dit fokus. Maar wat dan gebeur is, die Heilige Gees begelei vir Petrus om saam met hierdie diensknegte van die Romeinse offisier terug te gaan na sy huis toe, en hy sê dis reg, en hy gaan dan saam met hulle terug. En dan ontmoet hy hierdie Cornelius, hierdie Romeinse offisier. En die Romeinse offisier vertel vir hom hoekom hy hom laat kry het, en dan sien Petrus sy geleentheid.
Hierdie man het het gehoor van Jesus Christus, maar hy het hom godsdienstig, het hy hom aanbid of in 'n verhouding, nie in 'n verhouding nie, ekskuus, hy het hom aanbid, of hy het sy lewe toegewy aan 'n Jesus wat hy van gehoor het, maar hy is nog nie met die Heilige Gees vervul nie. En so Petrus ontdek hierdie man, en onmiddellik sien hy 'n geleentheid om die evangelie aan hom te deel. En ek wil vir jou lees, Handelinge 10 vers 34 tot 43. Kom ons lees wat hier gebeur. Hy sê, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Hulle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here vir almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop van Johannes verkondig het. Vers 38, julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf het en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, en God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan 'n kruis te hang, maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons, vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en drink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam sal ontvang. Ek wil hê jy moet hierdie raak sien. Die oomblik toe Petrus vir Kornelius ontmoet, sien hy 'n geleentheid om die evangelie met hom te deel, soos wat hy nou hierso gedoen het. En dan gaan dit verder, Handelinge 10 vers 44, en sê, terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor dat die mense ongewone tale en klanke begin gebruik en God prys, was hulle almal baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? En toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. Wat 'n ongelooflike moment hier in Handelinge 10. Ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. Jou lewe glo ek is aangeraak deur Jesus Christus toe jy van hom gehoor het, toe jy hom begin glo het, toe hy jou gees lewendig gemaak het, toe jy kom verklaar het nie as sondaar nie, maar as seun, toe hy in elke seisoen vir jou voorsien het, in die tye van jou diepste seer was hy daar, in tye waar jy hom die nodigste gehad het, het hy opgedaag, in tye waar jy nie antwoorde gehad het nie, en nie geweet waartoe nie, het hy vir jou rigting kom gee. In tye waar jy frustreerd en bang was daar beloftes uit sy mond deur die woord. Die Here het jou lewe kom aanraak op 'n radikale manier, want dit is in sy karakter. En partykeer kyk ons dit net mis, en partykeer vergeet ons net, maar niemand, in my opinie, kan dieselfde wees, nadat hy of sy Jesus Christus ontdek het, en tot geloof gekom het, en besef het dat God ons lewendig gemaak het. Ons was dood en hy het ons lewendig kom maak. Amen. Hoe wonderlik is dit. Maar ek wil jou vandag die vraag vra, vertel jy nog van Jesus Christus? Vertel jy nog die evangelie aan mense? En miskien sit jy daar en jy sê, Leon, my maat, ek is nou nie daai ou nie. Ek is nou nie 'n evangelis. Of ek is nou nie 'n prediker soos jy, of 'n pastoor soos jy.
Ek is nie 'n ou wat dit deel nie. Ek ken die Here, ek is lief vir hom, ek is verhou met hom, maar moet asseblief nie vir my vra om die evangelie met iemand te deel nie. En ek wil jou daar stop. 'n groot deel van wie ons is as gelowiges moet wees dat ons herinner wat met ons gebeur het en dat ons getuies is daarvan en die evangelie met mense deel. Hoor wat sê Romeine 10 vers 14 tot 15. Hy sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as hy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. En ek wil jou onmiddellik vandag sê, Kaleio Kerk, die kerk het 'n groot funksionaliteit. Ons is 'n liggaam wat bymekaar kom, wat die woord van die Here week na week saam bespreek, maar ons is nie net geroep om ons stoele warm te sit in die kerk nie. Die Here kom hierso in Romeine en sê dat ons is ook gestuur om die evangelie aan mense te kommunikeer. En ek wil jou begelei soos Petrus vandag, dat wanneer die Here vir jou 'n geleentheid gee, waar jy soos ek in 'n situasie is, in 'n bakkie saam met iemand, vasgevang, en die Heilige Gees druk op jou hart, jy het nodig om die goeie nuus van die evangelie nou met hierdie persoon te deel, dan wil ek jou vandag begelei. Hoe lyk dit? Want jy sien eerstens, dis die grootste voorreg, om te weet dat iemand tot redding kom, deur die evangelie wat uit jou mond uitkom. Kan ek vandag vir jou sê, daar's mense wat eers tot bekering gaan kom, of tot redding althans gaan kom, wanneer hulle die evangelie uit jou mond uithoor. Nou ek wil jou vandag begelei om te sê dat die evangelie word gekommunikeer in my opinie op 2 maniere. Die eerste manier is om net die fondasie. Jy hoef nie al die doktrine, jy hoef nie die Bybel so te ken om elke woord reg te kry nie. Daar's 'n manier hoe jy dit bewoord, wat mense gaan hoor. Nou ek wil jou vra, Kaleio, net om 'n paar basiese goed in plek te hê, wanneer jy die evangelie met iemand deel. Hier's 'n paar basiese riglyne, wat jy sommer net nota van kan maak, en bietjie bestudeer en in jou agterkop hou. Nommer 1, die Here het ons in sy gelykenis en beeld gemaak aan die begin van die skepping. Die mens het deelgeneem in sonde en hulle het geestelik dood gegaan. Hulle het ook hulle status as kinders van God verloor. Toe gee die Here die wet om 'n heilige standaard te kommunikeer. En die mens probeer vir 2000 jaar, die mens uit sy eie werke, probeer hy die wet nakom, maar omdat sy gees dood is, kon hy dit nie doen nie. En dan kom die Here, Johannes 3 vers 16, en hy stuur sy seun, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, dat wie ook al in hom glo, die ewige lewe sou ontvang. En Jesus kom sterf aan 'n kruis, as die finale offer, wat betaal vir die hele wêreld se sonde, vir wie in Jesus Christus glo. In daai moment word jy weergebore, jou gees word lewendig, en jou status verander van sondaar na seun. Ons was verlore, nou is ons gevind. Ons was in die koninkryk van die donker, nou is ons in die koninkryk van die lig. Ons was die eiendom van die duiwel, nou is ons die eiendom van die Vader, en ons sal vir ewig saam met Jesus Christus regeer. Ons is nou, nie deur ons eie werke nie, is ons die geregtigheid van God in Jesus Christus. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons is nou weer in regstaande posisie saam met Jesus Christus. Daar's niks tussen ons en die Vader nie. Alle sonde is voorbetaal en ons is nou kinders van God. Dit is die evangelie. Opgesom. In a nutshell. Dit is die feite wat jy aan mense kommunikeer. Dis wat die Bybel kommunikeer wat gebeur het. Nou, dis die eerste gedeelte, om hierdie onder die knie te kry. Maar die tweede gedeelte is nie net die getuienis van Jesus Christus nie, maar jou getuienis.
Wat het met jou gebeur? En so kan ek jou bedien vandag. Ek wil jou begelei om wanneer jy in 'n spasie is waar die Heilige Gees dit op jou hart druk om die evangelie met iemand te deel, dat jy hierdie twee goed sal doen. Jy sal die realiteit van wat Jesus Christus kom doen het met hulle deel. En nommer 2 gaan jy sê, maar kom ek vertel jou wat in my lewe kom doen. Wil jy vandag so 'n bietjie terugdink aan die tye in jou lewe waar jy die kragtige hand van God sien beweeg het in jou lewe? Hoor jy, ek is so geseën hierdie week. Ek sit onlangs met 'n persoon in ons gemeente met die oploop na hierdie naweek se fietsreisies kom bedien hy my en sê ek het 'n paar goed wat ek vir jou wil gee om jou reg te kry vir die naweek. Nou Hannes in ons gemeente. En ek het nie geweet nie. Ons sit daar so en ons drink koffie saam en hy vertel vir my sy getuienis. Hy sê, Leon, ek is 'n fietsryer. Ek ry al my hele lewe lank fiets. En hele paar jaar terug, ek dink 7 jaar terug as ek nou reg onthou, vertel hy my, is hy eendag besig om fiets te ry en hy's op 'n roete en 'n tak kom voor hom in en dit tref sy kop. Hy tref dit teen nog 'n redelike spoed, as ek nou reg onthou. Die feit van die storie is, hy breek sy nek, net daar en dan, in 'n berg. En ek sê, Hannes, wat gebeur toe? Hy sê, dit was 'n groot storie, maar eventually, lang storie, eendag gaan ek hom kry dat hy self sy storie vertel, en ek wil nie alles weggee nie, maar mense het hom uit die berg uit, en hulle het hom na Eugene Marais Hospitaal toe, en daar kyk die dokters na hom en sê, hoorie, jy gaan nooit weer loop nie, jy het jou nek gebreek. Jy is nou verlam. En hy vertel vir my hoe deur geloof en hoe die Here met hom werk. En ja, daar was moeilike tye en ja, daar was tye van depressie en tye van angs, maar in hierdie proses het hy iewers in sy kop vasgekry dat ek sal weer loop. En hy vertel sy getuienis hoe saam met die Heilige Gees en saam met die krag van Jesus Christus hoe hy uit Eugene Marais se deure geloop het. En hy het op daai dag loop ek nog heeltyd nog, hy loop normaal. Hy loop, dis ons almal loop. Jy sien sy getuienis het my so diep aangeraak. Kom ek vertel jou nog 'n storie. Sondag by die gemeente, na die diens kom 2 mense na my toe en sê, hoor Elian, ons is swanger. En ja, ons het nuus ontvang dat daar kans is dat ons babietjie Down syndroom gaan hê. En ek onmiddellik gee die Here die gawe van geloof vir my en ek bid oor die klein lyfie en ek bid oor die ouers. En gister bel hulle my en sê vir my, Leon, ons is so goeie nuus. Ons babietjie is normaal. Die toets het negatief teruggekom. Luister hier. Ek wil jou uitnooi om jou storie te vertel. Jy mag dalk dink jou storie is so klein dat niks gebeur nie. Ek wil vir jou sê, mag jy saam met die Heilige Gees net weer deur jou lewensstorie gaan, want daar's momente wat so kragtig is, waar ander mense nodig het om te hoor. Jy was in 'n situasie, jy is daardeur, en dit bemoedig hulle, en dit maak Jesus Christus en sy werke so 'n realiteit vir hulle, dat hulle tot geloof kom en tot redding kom. Amen. Wat is jou storie? Ja, Here, ek wil mense kom begelei vandag, om saam met U hulle storie weer neer te skryf. Here, mag U vir hulle so kom duidelik maak waar U opgedaag het, waar U voorsien het, waar U bonatuurlik, het moes nie so wees nie, maar U het 'n storie kom vasmaak van hoe U kragtige hand in hulle lewe. Here, mag mense die vrymoedigheid hê om in die spasies waar U hulle inlei, om daai storie te deel. Here, want dit bring mense, dit bemoedig hulle, dit bring mense die evangelie, en dit bring hulle tot redding. Dankie Here daarvoor, dat U kragtig deur die Heilige Gees, deur elke persoon werk, wat deel is van Kaleio Kerk. Ons bid dit in Jesus heilige naam, en almal sê, Amen. So, ek sien so uit,
vir die stories wat vertel word. En miskien het jy die vrymoedigheid om hier in hierdie comments nou jou storie te vertel, soos wat mense saam kyk. Net te vertel wat die Here in jou lewe kom doen het. Kom getuig saam oor die kragtige werking van die Here in jou lewe. Hier is deel van my getuienis. Ek wou goeie nuus met mense deel. En die Here het my begelei om 'n boek te skryf. En hierdie boek is klaar en ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Maar ek wil vir jou sê dat in 'n wêreld wat tans so chaos is, 'n wêreld waar klomp bomme besig is om te val, in 'n wêreld waar wêreldoorlog 3 dalk in ons leeftyd gaan gebeur, 'n wêreld vol korrupsie, 'n wêreld vol misdaad, 'n wêreld van seer, wil ek vir jou sê mense het goeie nuus nodig. En dis hoekom jy nodig het om jou goeie nuus, jou persoonlike goeie nuus met mense te deel. Daar's te veel negatief daar buite. Mag jy mense aanraak deur jou storie, maar dis hoekom ek hierdie boek geskryf het. 'n Boek van goeie nuus, 'n boek waar ek vertel hoe redding werk. Die boek se naam is Gered, Gesond, Gestuur, you've guessed it. Hoe redding werk, die evangelie opgesom, dat mense dit kan lees en dit in hulle lewe kan inbou en goed kan weergee aan iemand anders. En dan 'n storie van gesond word, waar ek ons getuienis vertel, my en my vrou se getuienis oor hoe ons 'n seentjie verloor het, Kaleo, wat sou sy naam gewees het, en vandag is jy Kaleo Kerk, 'n deel van ons storie, hoe ons een van die ergste terugslae in ons lewe het 'n realiteit geword, en dis 'n kerk vandag, en dan 'n storie van gestuur, waar die Here ons kerk oprig en jou oprig individueel om 'n massiewe impak te maak. Ek wil jou uitnooi. Gaan deel die goeie nuus van Jesus Christus en jou persoonlike goeie nuus met mense, want dis wat die wêreld nou nodig het. Ek is so lief vir jou. En ek het al vir jou gesê, ek is so lief vir jou. Mag jy 'n ongelooflike week verder hê en mag die Here jou in spasies instoot waar jy die goeie nuus kan deel. Goed gaan en veilig wees.